Jesus loop op die see, Matteus 14 vers 22 tot 33. Kyk bietjie na hierdie hond wat branderplank ry. If you're a surfer, you better watch out. Because Charlie will steal your surfboard. And then go surfing. Turns out, Charlie is a surf dog. It started with a trip to the beach. Charlie's dad decided to sit him on his surfboard. What happened next blew everyone away. It was like he knew exactly what to do. At first, surfing was something Charlie did just to have fun. But then he got really into it. It became his passion. He'll go all day. For Charlie, gliding across the ocean makes him feel wild and free, like anything's possible. Eventually, Charlie got so good, his dad decided to enter him into a surfing contest. A surfing contest for dogs. He wasn't sure how Charlie would do with big crowds watching. Surfing for fun is one thing, but surfing to compete can be stressful. So, on the morning of his first competition, Charlie's dad reminded him to just have fun. But Charlie didn't seem nervous at all. He's way into attention. The bigger the crowd, the more excited he gets. Charlie's first 2 waves were really good. But the competition was fierce. And with 1 wave left to go, Charlie needed a big one. A wave that would carry him to victory. Then, in the distance, he saw it. The one. But could he catch it? When Charlie had finished his first surfing contest, it was time to celebrate. But he enjoys doing regular dog things too, and just hanging out with his family. He also loves carrying coolers for some reason, like a lot. Though it doesn't take long before the waves start calling again, saying, "Charlie, come back, we miss you." Surf's up. Charlie even helps other dogs learn to surf. The more the better. Oops. I guess not every dog's a quick learner like Charlie. When Charlie was a puppy, his dad would surf by himself. But now, surfing has turned into a family thing and brought everyone closer together. Om branderplank te ry is baie lekker. Soms is dit een van daai goed wat jy graag wil doen en jy graag wil leer. Partykeer lyk dit bietjie moeilik, maar dit sal so cool wees as jy dit kan doen. Maar om branderplank te ry vat baie oefening, want 'n mens bly nie sommer net self regop in die water nie, 'n mens sink. En dit is nie moontlik vir 'n mens om regop te bly in die water nie. En wat dit wel baie moeiliker maak, is wanneer die golwe rof is. En mense is baie keer sommer bang vir die golwe as jy dit sien. En dit lyk baie keer asof hierdie goed jou kan seermaak of jou selfs kan laat verdrink. Vandag gaan ons kyk na die verhaal van Jesus wat op die water loop en selfs Petrus geroep het om op die water te loop en hy het dit reg gekry het. Aanvanklik loop hy, maar toe hy die golwe sien, raak hy bang, hy begin twyfel in Jesus
En toe sink hy. Gelukkig was Jesus daar. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat ons U beter kan leer ken. Heer, U wat hierdie hele wêreld gemaak het, U wat mag het oor alles, U wat enigiets kan doen. Dankie dat U ons Pa is. Help ons om mooi te luister, geef ons die begeerte om U beter te leer ken, om begeerte om te leef soos wat U wil hê. En help ons om, kom werk deur die Gees in ons harte. Vir dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vandag is ons in Matteus. Matteus is die eerste boek van die Nuwe Testament. Kom ons sê die eerste 4 boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom ons lees nou saam Matteus 14 vers 22 tot 33. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek, die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hard begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my! Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hy het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Ons memoriseervers is Jesaja 41 vers 13. Ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Kom ons sê dit saam. Jesaja 41 vers 13. Ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Wat leer ons uit hierdie gedeelte? Onthou julle, daar waar die disippels voor die Here geval het en gekniel het en gesê het, U is werklik die Seun van God. Jesus het nie net vir die lekker op die see geloop nie. Hy wou sy disippels gewys het dat hy God is en dat hy goed kan doen wat die mens nie kan doen nie, sodat hulle kan sien en hom gehoorsaam kan wees, sodat hulle kan glo in hom. Ons het ook gesien hoe hy die mens goed kan laat doen wat die mens nie kan doen nie. Hy het Petrus op die water laat loop. So wys die Here ook vir ons, net dat dinge wat vir ons baie keer onmoontlik is, kan die Here doen. Onthou julle hoe Petrus uitgeroep het na die Here toe, dat hy moet bewys dat dit hy is. Hulle moes baie getwyfel, want Jesus het al die storm stil gemaak. So, as dit Jesus was, hoekom maak hy nie net eerder die storm stil nie? Jesus het juis nie die storm stil gemaak nie, sodat hy vir hulle wou wys, dat hy nog meer kan doen as wat hulle dink. Hulle het geweet, hy kan die storm stil maak, maar hy wou ook nog vir hulle verder gewys het wat hy kan doen. En baie keer het ons ook maar storms in ons lewe, dinge wat vir ons sleg is, dinge wat ons bang maak. Maar Jesus gebruik juist daardie tye om vir ons te wys wie hy is. Hy help ons om te groei in die geloof, hy help ons om te groei in ons vertroue in hom, om te groei in karakter. So ons weet, nee, selfs die storms in ons lewe het baie keer
'n doel. Onthou julle toe Petrus gesink het, hy het begin twyfel in Jesus. Hoekom het hy begin twyfel? Hy het opgehou kyk na Jesus en eerder na die golwe begin kyk. Toe sink hy. Omdat hy na die golwe gekyk het en vergeet het van Jesus, het hy nie meer Jesus begin vertrou nie. Dit soms is daar slegte dinge in ons lewens. En dan vergeet ons baie keer van Jesus, want ons sien net ons situasie en ons sien net hoe sleg dit is en ons dink net al hoe meer hoe sleg dit is en wat al die gevolge gaan wees. En dan begin ons baie vinnig bang word en ons val terug en daarom is dit belangrik om te onthou, ons moet op Jesus gefokus bly. Ons moet dink aan wat hy doen in my moeilike tye. En toe Petrus gesink het, en alhoewel hy getwyfel het, was Jesus dadelik daar om hom te red. Al twyfel ons baie keer in Jesus, is Jesus se genade vir ons baie groot, dat hy ook ons nog steeds kom help. Ons moet ook soos Petrus vashou aan die Here, wanneer ons twyfel. Wat is die dinge wat jou dalk bang maak? Dalk om weg te raak in 'n winkel, of jy is dalk bang vir hoogtes, of jy is bang om tussen mense te wees, jy is dalk bang vir spinnekoppe, of jy is bang om gespot te word, jy is bang om voor mense te praat. Maar Jesus leer ons om nie bang te wees nie, maar vir 'n spesifieke rede, sodat ons sy werk kan gaan doen, sodat ons ander mense kan gaan vertel vir Jesus, van Jesus, sodat ons in hierdie lewe kan leef vir hom. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, baie dankie dat ons kan weet U is altyd naby ons. Here, help ons om dit te glo. Help ons om U te vertrou. Help ons dat ons, wanneer ons in ons tye is van storms, dat U ons sal vashou. Dat ons sal sien hoe U ons vashou. En dat ons U sal bly vertrou. Help ons om al meer te lewe vir U, wanneer ons nie meer bang is vir dinge nie, nie meer bang is om met mense te praat nie, of nie meer bang is om te lewe soos wat U wil hê ons moet nie. Help rus ons toe, deur U Heilige Gees wat in ons werk, en help ons om, wanneer ons getwyfel het, nie skuldig te voel, en nie verder U werk te doen nie, maar om dadelik na U toe te gaan, ons sondes te bely, en herinner te word aan vir U vergifnis. Loof en prys U vir alles wat U vir ons doen. Amen. Onthou, Jesus is altyd naby jou, sodat jy sy werk kan doen. Amen.